Goed, baie welkom. Goeiemiddag aan almal. Daar is nog 'n paar mense wat by ons sal aansluit, wat gesê het hulle gaan graag by ons wees, ook vir die wat saam met ons inskakel. Ek sien daar is uit Orania ook belangstelling. Welkom Ronald. En dan kom ons vra vir Wikus verwelkom. Ons sien uit na wat jy gaan deel. Ek dink daar's 'n geweldige belangrike tyd waarin ons nou beweeg. Ek is nogal jammer dat van die Afroforum manne nie hier is, wat gewoonlik saam met ons hier is nie. Ons hoop ons kan 'n bietjie met hulle ook hierdie gesprek verder voer. Maar daar's 'n geweldige belangrike ding wat in Openbaring 21 vir ons gesê word, wat ons ook help om die perspektief te hou rondom al hierdie veranderinge wat gebeur. As die nuwe Jerusalem vir ons beskryf word, dan is dit nou nie in Washington nie. Dit is wel met die Here in die hemel. Dit word eintlik 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek gaan net so enkele van die verse lees. Van vers 19 staan daar in Openbaring 21. Die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde chalcedoon, die vierde smarag, die vyfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende chrysoliet, die agste beryl, die negende topaas, die 10de chrysopaas, die 11de jasint en die 12de amethyst. En die 12 poorte was 12 parels. Elke van die poorte was uit een parel. Die straat van die stad was suiwer goud soos 'n deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. En die stad het die son en die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die Lam is sy lamp. Dan kom die belangrike woorde. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. Daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net wat geskrywe is in die boek van die lewe en van die Lam. 'n Mens vergeet baie keer oor die regering van God en die toelating van hom wat sekere dinge gaan uitsluit. En dan kyk ons na hierdie wêreld en die verandering van hierdie wêreld en ons raak bang. Dan wonder 'n mens, wat gaan nou word van ons volk en wat gaan word van wat al hierdie dinge rondom ons gebeur, as jy mens nou dink aan die wêreld se verandering. En dan is die getuienis tog duidelik, die konings van die wêreld sal voor die koning staan. En dan sal hulle die eer en die heerlikheid aan hom bring. En baie maal omdat ons nie God so direk kan sien nie, dan kry mense daai gevoel van onsekerheid en verskrikking. En dit beteken nie dat 'n mens, as jy 'n stad wil bou, nie ook beplanning moet doen nie. En daarom is dit vir ons baie belangrik ook om te verstaan hoe ons onsself posisioneer binne hierdie openbaringslyn van die toekomsverwagting, ook van dit wat God van ons as gelowiges bedink. Die nasies van hulle wat gered is, daar staan eintlik die ethnos, al die etnisiteite. Die nasies van die wat gered word, sal in die lig wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daar. En vandag lê die heerlikheid en die eer by die nasies self, eintlik ten koste van die mense. Maar dis juist wat Christus anders doen. Hy gee sy heerlikheid prys juist vir die redding van mense. En dis die totale teendeel van hierdie wêreld. So, baie dankie Wikus, ons sien uit na wat jy vandag met ons gaan deel. Ek gaan vir ons open met gebed en daarna as jy welkom om die woord te neem. Ons Vader in die hemel, ons kan nie anders nie as om, wanneer ons vandag hier saam in die geloof ook na U te kom en die eer en die heerlikheid aan U te bring. Omdat U regeer in ewigheid en dat ook die konings van hierdie aarde onder U gesag staan. Somstyds word ons geïmponeer en staan ons verskrik. Het ons nie altyd antwoorde oor die onsekerhede van die toekoms nie, en tog is daar vir ons ook hoop en 'n verwagting en 'n toekomsvooruitsig. Mag U ons seën en ons samesyn, ook waar ons saam luister en saam deel en saam bedink uit U woord, hoe U vir ons ook 'n toekoms bedink. Mag U ons seën
hierdie dag. Ons bid dit op Christus naam. Amen. Baie dankie, Lucas. Baie dankie. Wanneer 'n mens 'n sleurstroom ingaan, dan bring dit jou op 'n plek waar jy nie wil wees nie. En as mens moontlik 'n maalkop voor die tyd sien of weet waar hy is, selfs 'n waterval, dat mens betyds kan iets doen. My bedoeling vanmiddag is om 'n sensitiwiteit weer miskien aan te raak of oop te maak of te verduidelik of te bevestig wat miskien ons reeds weet oor waarom is daardie geweldige reaksie gewees waar die woord verraad gebruik is. Hoekom is dit het ons ontkant gevang, hoe is dit so skielik gewees? Wat sit daar agter? So ek gaan nie, en dit is ook nie my werk om enige strategiese of taktiese stappe voor te stel nie. Ek probeer die omgewing bietjie skep. Hier en daar sal ek miskien al politieke politiese goeders sê, maar dit is maar algemeen bekend. Maar wat ek wil uitlig is die godsdienstige aard van Ubuntu. Dat ons 'n religieuse ding mee te doen het, wat partykeer in politieke terme na ons toe kom. Dat ons bietjie daai ding moet verstaan wat met ons praat en wat doen. Ek doen dit in die agtergrond dat as ons betyds dit raak sien, dat ons nie in die sleurstroom afgaan waar ons kom op 'n plek waar ons nie wil wees nie. Maandag aand het die nasionale sekuriteitsadviseur van president Trump, ek het nou van die lig af gesê, professor Sidney Mufamadi met News Africa gepraat. Ek gaan 2 kort stukke speel uit die onderhoud. Nou Sidney Mufamadi is nie Malema. Maar ek gaan 5 minute, 2 snitte speel, als en als 5 minute. Dan gaan ek akademies net bietjie kyk van wat is die Afrika filosofie en spesifiek Ubuntu en hoe verskil dit met die Christendom. En dan gaan ek weer terugkom na Mufamadi toe en sê daar's 'n politieke oor waarmee jy kan hoor wat hy vir jou gesê het, maar daar's ook 'n oor wat godsdienstig is. Sy klank reg, nog net kyk of hy op daai skerm gestel is sy eie rekenaar se uitsig. Dis ons het hom net getoets, was reg. Hoe het hy gewerk? Ja. Watching news at Prime. Let's get into this conversation now. President Cyril Ramaphosa's government says it's not ready to send envoys to America because liaison officials between South Africa and the Donald Trump administration have yet to end nation-building project. Is it security needs? Understood. Let's then talk about South Africa's democratization and nation-building project. Is it at risk owing to the actions of AfriForum and Solidarity's constant visits to
Sure, it depends on what they are going to do in Washington. What clearly they are not going to do in Washington is shopping. They are to Washington to gossip about their own country in a manner that makes the majority of our people feel betrayed. That is really divisive. And for a country of our history, it threatens to resuscitate the hostilities of the past. Yeah. And continued to make noise. The problem, therefore, is that if they don't start dialing down on that noise and they continue to overreach, the more they overreach, the more a perception will gain root that government is walking softly around them. That government is allowing them to trump the will of the majority. If that impression has allowed to gain root because of this mischief that I'm talking about, you will then have a situation in which people say government is sparing decisiveness, thereby spoiling the spoilers. We don't want that feeling to gain currency because the consequences of that are too ghastly to contemplate. Today, Dr. Mufamadi, Orania exists, and I'm sure I don't need to explain what Orania is. It exists in the name of preserving Afrikaner culture. But that is not enough, because the same group of people have now gone to Washington to ask the American president, Donald Trump, to put pressure on the South African government more. Is there more to give? Is there more to give? You know, the rest of us in South Africa, I'm talking about of us vis-a-vis this fringe group, have bent over backwards to a point of allowing them even to retreat to Orania, where they went and lived on them, in themselves, on their own. We wanted them to experiment on this thing, but as I say, you can see that the more we try to give them a chance to introspect and see if this new South Africa, which they so dreaded, is actually the beast that they feared, the more we indulge them, they seem to be in a situation where their hunger grows with eating. Right from the time of the transition and after the elections, you can see that there have been repeat offenders. There has to come a time when this repeat offending and their addiction to misbehavior is cured. I think you can see that in terms of the mood of the rest of us, we still talk even about the need for national dialogue, in which they have a place at the table. But they must not think that because they've been indulged for so long, at every time we are going to have a referendum to see where their distaste
has come to. You can't run a country like that. They need to reach a stage where they either toe the line, understanding that we have here in South Africa a country which is based on the will of the majority, and as we keep saying, that majority includes rights. Should Orania be dismantled? Just as a quick question before I transition to a different topic. Should Orania be dismantled? Well, you can't dismantle a territory that is part of your country, but certainly a change of mindset is required. These people must begin to dismantle the idea of separateness out of their minds. Let me transition then to the role of. Goed, ek gaan nou net 'n paar begrippe verklarings maak, net wat ek met wat bedoel. Dit is nou nogal belangrik want partykeer het baie mense snaakse idees oor dinge, en ek sê dit veral teenoor 1994 was vir die Afrika filosofie krisisjaar. Dit was die jaar van die sogenaamde reënboognasie geboorte met die Mandela wonderwerk. En daai selfde jaar was dit die Rwanda volksmoord. Nou beide daardie twee gebeurtenisse het binne die Afrika filosofie geweldige nuwe stimulus gegee en krisisse veroorsaak. So ek noem dit maar net in daai agtergrond. Ek praat van uit 'n westerse protestantse siening. Ek wys westelike eurosentrisme af. Dan ons het miskien ook nou te doen as mens nou selfs met die Amerikaanse administrasie praat. Mens breek nie altyd deur om vir hulle te verstaan wat bedoel ons sê ons is ook in Afrika nie. Ek daai eenoogige kyk, wys dit af afrosinisme of afrosentrisme, die pan-Afrika idee, dit hoef ek nou nie vir hierdie gehoor te sê nie. Maar ek praat bevestigend, professor Koos Malan gebruik die woord paleo-westerse benadering, weer terug na die Christelike wortels, historiese wortels, toe veral dan die Wes-Europese wortels, en dan ook my eie protestantse gereformeerde wortels. Plekmatig doen ek dit vanuit Orania, wat ek beskou as die wordende kulturele hoofstad van die Afrikaner, en ook vanuit bewoon en bewerk wat in balans met mekaar gestel moet word. Die drie begrippe wat ek wil aanspreek is dan Afrikaner vryheid. Ek gaan nie baie daaroor praat nie, net kortliks historiese lyne daaroor trek. Dan wat word bedoel met Suid-Afrikanisme en veral wat ek nie vanmiddag daarmee bedoel nie. Daar's omtrent so 12 definisies oor wat Suid-Afrikanisme is en almal wat ietsie oor Suid-Afrika ergens wil sê gebruik daai vlaggie. En dan natuurlik Ubuntu wat ek aanneem nie so bekend is by ons almal nie, so ek gaan miskien so 'n bietjie meer stil staan daarby. Die Afrikaner vryheid histories, en ek vat dit in baie breë terme, verloop basies in 3 kategorieë. Die eerste een is wat ek noem die suidelike oriëntasie. Dit is nou maar die VOC tydperk, die graanboere wat agtergebly het. En hulle werk, of daardie deel van die Afrikaners werk met 'n onderwerpte kulturele selfstandigheid, baie sterk op taal, maar het geen nie noodwendig om wie die regering vorm, solank dit binne basiese wet en orde lyne is. Dan die noordelike oriëntasie waaruit my eie wortels kom. Dit is die boererepublieke, die soewereine kultureel politiese selfstandigheid, maar sonder die verrekening van die arbeidskomponent, en dan 'n kleiner een, maar wel 'n wesenlike een al, is 'n naam wat ek nou maar gee, die westelike oriëntasie. Dit beteken westers, maar ook westelik in die land. En dis 'n kultureel, ekonomies, politiese, gemeenskaplike selfstandigheid waar die burgerlike lewe en die bewoon en die werk in balans met mekaar probeer gebring word. Nou, iets wat nie baie Afrikaners besef nie, is dat die Afrikaner se geskiedenis, beide sy wordingsgeskiedenis
Ek gebruik nou met die term vierde Afrikaner. Karel Boshoff het met die indeling gekom, so ek werk daarop. Dat die Afrikaners geskiedenis word eintlik in oktrooie, of kom ek sê, jy kan die Afrikaners geskiedenis ook in oktrooie tydperke sien, wat iets anders is as politieke bedelings. So ons geboorteuur se oktrooi is die VOC oktrooi van 1602. Ons wordingsgeskiedenis. Dan die stryd met die imperialisme, veral dan die British South African Company Charter, wat die Engelse kroon uitgereik het, en ons hele stryd van meer as 'n eeu teen die imperialisme. Dan die Boererepublieke se grondwette, baie vreemde verskynsels, dat ons grondwette is ook handveste. Jy kry by die Amerikaners, hulle grondwet en hulle het ook 'n handves, by ons loop dit saam. Ons met ander woorde, jy moet altyd 'n boeregrondwet sien dat dit is ook 'n handves, dit is nie net 'n grondwet. En dan die vierde een, dit is hierdie een wat nou nog ons bepaal, is wat op 25 en 26 Junie 1955 gebeur het by Kliptown, die Freedom Charter wat aanvaar is. Nou, omdat ons buite dit staan, mis ons baie keer die waarde wat nie Afrikaners aan hierdie dokument heg. So vir die gebruik van vanmiddag se gesprek of lesing, moet ons besef dat dit die waarde van die Bybel by hulle inneem. Met ander woorde, dit is 'n funderingsdokument. Dat die Freedom Charter rig regtig die denke. En wat gebeur het, is dat die inrigting van dit wat die Freedom Charter bereik het, dit was 'n tipiese pledge dokument, hulle het 'n eed gesweer met mekaar toe vir 40 jaar bestry tot hulle die grondwet in 1994-95 geskryf het. En daai grondwet pas presies op die Freedom Charter. Maar hy's religieus ingekleed. Hy's met Ubuntu ingekleed. Dit verreek ons eintlik nie altyd nie. So ons mis baie keer die ding dat ons dink, hulle dink net vanuit 'n grondwet uit. Hulle dink nie vanuit 'n grondwet uit nie, hulle dink vanuit 'n charter uit, 'n oktrooi. Dis 'n rigtinggewende dokument, dis hulle Bybel. En dan vul hulle daai in met 'n godsdienstige aanpak, hoe hulle dit wil doen. So hulle bedoel, hulle verbeel 'n nuwe samelewing, die sogenaamde New South Africa of die Rainbow Nation. Hulle het dit verwerklik, eers met hulle groot oorwinning wat hulle nou sien met die demokratisering van Suid-Afrika, is bekende geskiedenis by ons, dan met die bou van die samestelling, soos wat dit die afgelope 2-3 dekades gedoen is dan, en dan het hulle 'n geweldige gedetermineerdheid om daardie samelewing te behou. Nou, ek kan nie genoeg beklemtoon hoe gedetermineerd hulle is om nie so samelewing te hê soos wat hulle in hulle charter gesê het. Ek wil net terwille van hierdie een gesprek, daai een sinnetjie uitlig wat ons almal goed ken uit die charter uit, is that the land shall be shared among those who work it. Hulle vind dit ook rigtinggewend. Nou die Suid-Afrikanisme is 'n moeilike begrip en ek gaan baie vinnig hieroor gaan. Jy kan hom verstaan met ek ben in Afrikaners van die bou. As hulle daar rondom praat ook van Suid-Afrikanisme, dit beteken dis teenoor die VOC en die ouens wat wortel geskiet het in die Afrika, dan dit verstaan hulle self. So dis maar ons lyn op wat ons self verstaan in die vroeë geskiedenis. Dan 'n baie belangrike een wat tans in die Kaapse lyn of in die Wes-Kaapse lyn loop. Ek noem dit maar die Hofmeyer lyn. Nou sy aanvanklike boerevereniging was die Suid-Afrikaanse Boerebeskermingsvereniging, die Afrikaner Bond, nie die Afrikaner Boerebond nie, maar die Afrikaner Bond, die politieke party, het daaruit ontstaan. Dis daai middelste enetjie wat ek gewys het. En hulle het saam met Rhodes regeer. Hofmeyer en Rhodes was persoonlik baie goed bevriend en hy wou Afrikaans as taal, hy het ook onder hierdie beweging as taal ook in die parlement, in die Kaapse parlement aanvaar. En dan vind daar 'n groot breuk plaas met die Jameson inval. En dan kom daar ander goed na vore wat meer oorswaai na die Republikeinse Suid-Afrikanisme, die ZAR, die Suid-Afrikaanse Republiek. Met ander woorde, die ouens het dit ook vir daardie punt gebruik. Nou ons het ingekom met Milnerisme. Hy kom met 'n charter in
1903, 1902 kom hy aan as die hoofkommissaris en hy rig Suid-Afrika in volgens daai charter. Hulle noem dit ook die letterspuitend, wat die koning vir hom gegee het, hy verander letterlik die konstitusie van alles wat hy met sy militêre geweld gevat het. So daai ken ons baie goed, dis maar ons geskiedenis teen die empire. Maar belangrik vir hierdie gesprek, die RSA-grense word dan binne die militarisme getrek. Dis die kaart wat jy op die weer sien. Ons het net vroeër het ons nog net Suidwes bygehad, maar dis daai ding wat ons nou nog het. Goed, en dan in 1910, dit was eintlik in 1909, neem die Britse Laerhuis 'n wet aan, die Dominion, dat Suid-Afrika 'n unie word, nie 'n federasie nie, dit het ons dan baie pyn veroorsaak sover, daai verkeerde besluit. En daar is die finale breek met die republikanisme, die noordelike een, soos wat ons net nog genoem het. Dan 1955 kom die Freedom Charter, ons het 'n bietjie daaroor gegaan. Hy muteer vir 3-4 dekades en hy kom dan tot die dominansie in 94-95. En daar word die finale breek met Afrikaner nasionalisme gepleeg, ook binne die Afrikaner. Dan wil jy in daai tyd met die Waarheids- en Versoeningskommissie was omtrent nie iemand wat homself Afrikaner wou of kon noem. Goed, dan ek sit nou 'n bietjie vinnig vorentoe. En dan kom nou die kulturele mobilisasie, delery en al daai goeters en die beweging begin opstaan, al daai goeters gebeur nou. Maar dan in 2020 gebeur daar nog 'n breek, 'n kraak. En dit is toe hulle nie kos wil uitdeel vir die Afrikaner armes nie. Toe kom daar 'n breek met die regering van die dag. Dit is 'n ernstige breek wat plaasgevind het. Dan, en dis nou maar my eie analise, dis ook vir bespreking, maar daar het 'n seismiese skuif plaasgevind wat ek noem die botmoment. Dis Bella, die onteieningswet en die Trump-fenomeen. En dis 'n seismiese skuif. So wat ek vanmiddag probeer sê is, en dis nou maar 'n aanname wat ek maak, mense kan dit seker aanvaar of verwerp, maar dat daar tektoniese plate geskuif het in ons omgewing. Dinge is letterlik nie meer soos wat dit November laas jaar was. Dit is heeltemal ver uit mekaar uit. So in die geskiedenis sal hierdie 3 goeters as een moment gesien word. Ek noem dit nou maar sommer die botmoment. Die Bella, die Afrikaner onderwys wat gevat word, die Afrikaner grond soos ons dit beleef wat onteiening sonder vergoeding en dan die Trump wat sê Afrikaners. So 3 goed op mekaar. Maar dit skuif geweldig baie goeders. Vir ons. Ons het dit nog nie agtergekom nie. Dat is die probleem as jy op 'n ysberg staan. Jy verstaan nie noodwendig waar die ysberg heen gaan nie, want jou onmiddellike omgewing lyk nog dieselfde. Maar hy het afgebreek van 'n groot stuk af. Dis wat gebeur het. Goed, die volgende stap wat gaan volg, en dit gaan 'n pynlike lang proses wees, is die breek met die Suid-Afrikaanse staat. Nou, dit is ook 'n bespreking en ons sou nie sê legio moontlikhede nie, maar daar's verskriklik baie moontlikhede. Ons het tans met 'n vervallende staat te doen. Dit gaan soms oor in 'n ontbindende staat waar die militêre en die polisie na vore kom, die krygsheere kom na vore. Daar's klomp scenario's wat kan uitspeel. Daar's klomp X-faktore wat so voorsien en onvoorsien. Maar dit is al goed as ons aan 'n post-RSA bedeling begin dink. Met ander woorde dat hierdie tektoniese skuiwe behels die ontbinding van die RSA. Dit kan in 'n dekade of halwe dekade of meer as 'n dekade afspeel, maar daai breuk is van so aard dat dit so is ten opsigte van Afrikaners. En nou is die groot vraag, en ek antwoord dit nie, want dit is nie my taak, of ek kan nie eens 'n waagstuk daarop weet nie. Wanneer gaan die breuk met die staat plaasvind? So wat ek dus sê, daar was 'n breuk met die regering van die dag, daar was 'n breuk met die nasionalisme, die Suid-Afrikanisme, dit het nou gebeur, hierdie laaste 3 maande, die Afrikaner met die Suid-Afrikanisme gebreek. Of kom ek sê, daar so die botmoment so hard geslaan dat hy dan gekraak het. Maar hy gaan nie weer herstel nie. Ons gaan nie weer kan teruggaan daar nie.
die meeste Afrikaners, my aanname, snap dit nog nie. Dat daar hierdie geweldige breuk plaasgevind. Maar hy het gekraak en hy gaan nie weer teruggaan. So die vraag is nou, aan watter kant van hierdie tektoniese skeur kan ontstaan. So die Suid-Afrikanisme as nasiebouprojek en hierdie nasiebouprojek is dieselfde is al die post-Wêreldoorlog 2 nasiestate. Almal van hulle het nasiebouprogramme gehad. Soms was dit etnies kultureel monogeen en partykeer was dit homogeen, maar die patroon was dieselfde. So met ander woorde, wanneer jy 'n staat het wat 'n nasiestaat is na die Tweede Wêreldoorlog, dan moet jy nasiebouprogramme hê, projekte. Die minister wat nou sê for the nation to live, the tribe must die. So, dit is nie heeltemal dieselfde nie, maar daar was hierdie aktiewe program wat ons baie goed ken. Dit is nou die vlaggies op die wang en as jy by die staatsdepartemente inkom, Batupele, die mense eerste Mufamadi verwys ook daarna die nasiebouprojek. Wat ek gaan net vinnig sê, wat bedoel ek as ek nou vanmiddag oor nasiebou praat? Ek bedoel Suid-Afrikanisme nie as Afrikaner etniese terme. Die ou tannie van 60 gaan vir my sê sy is as Suid-Afrikaans, maar dan bedoel sy sy's 'n boerdery. Ek bedoel nie daai een. Ek bedoel Suid-Afrikanisme ook nie as 'n rassistiese terme soos wat die Engelse, die Langehoven van hulle, die white English speaking en die white Afrikaans speaking. Dit was so, het hulle self op Suid-Afrikaans genoem. En dan die Suid-Afrikanisme ten opsigte van die Europese imperialisme, hertsogisme, Suid-Afrika eerst, ek bedoel nie dit nie. Ek bedoel ook nie Jan Smuts se dominium nie. Met die Tweede Wêreldoorlog het Jan Smuts 'n departement in die Suid-Afrikaanse weermag gehad wat sy troepe Suid-Afrikanisme geleer het. Dit was 'n vak. Daar was handboeke geskryf, die toets daarop geskryf. Hierdie Sailor Malan, hierdie Springbokkie, al daai goeders kom van daar af. Daar's 'n identiteit gevorm rondom dit. Dan die Suid-Afrikanisme as Afrikaner nasionalistiese term, die verwoerdplan, met ander woorde, dit is dieselfde plan as Milner, die staat, maar dit het nou net 'n boere-engine. Ek bedoel nie, ook nie dit nie. Goed, so ek bedoel die laaste twee wat ek nou met dit geskryf het hierso, dis 'n post-apartheid nasiestaat term en dis 'n Ubuntu term. Dis 'n godsdienstige term. So oor die tweede een gaan ek nie baie praat nie, want ons ken hom in ons belewenis. Dit is waar die Afrikaanse hoërskoolseuns opgewonde is oor die Springbokkaptein posisie. En hulle ervaar nie spanning tussen hulle Afrikaanse kultuur en die belewing van die nasiestaat se sport uitleef. Daar's nie spanning van. Maar wat ek nou gaan uitlig is dat daar 'n Ubuntu bedoeling van die begin af was met die Suid-Afrikanisme as nasiestaat term. Kort beteken dit hulle wou van ons iets maak wat ons nou op die stadium van sê ons is nie dit nie, ons vang op die is. Dis waar die breek nou kom. Goed. As ons vinnig net na die Afrika filosofie kyk, ek gaan nou nie te lank hierby staan nie, dis nou maar die akademiese deel. Professor Benny van der Walt gee 4 kategorieë nadat ek Paul Marit so goed gelees het. En hy maak dit duidelik dat daar 'n 5de een is. So die eerste waar hulle begin is met die etnografiese en hoe verskil, jy weet, daar is nie swart Afrika nie. Hulle begin vir ons sê nee man, nee, ons het ook kulture en goeders in Afrika. Dan die tweede een is die bevrydingsfilosofie wat ons goed ken, Nkrumah en Julius Nyerere van Kenia, Mugabe en Nkrumah, Mandela, hulle het nog almal daai goed gelees. Dan die standaard westerse filosofie, met ander woorde, hy wil in Harvard gaan klas gee, maar hy wil oor Afrika in westerse taal praat, dis daai ou. En dan die tradisionele wysheidsfilosofie, hy is nie so baie opgeskryf nie, maar dis die ou mense se gesegdes. Hulle het baie, die Engels is 'n oral tradition, hulle het baie mondelingse tradisie, dis ook 'n lewende ding nog. En dan die ander een is die radikale pan-Afrikaniste van Fanon, wat sê, moet man nou val maar hy sal by 4 wees. Ja,
So die Pan-Afrikanisme wat baie radikaal is en sê jy begin bou op die lijk van jou vyand. Goed. Nou, dis die kern wat ek nou wil oordra vandag. Wat is Ubuntu? Nou, vir ons as Christene, en dat jy kry 'n verchristelike Ubuntu of 'n Christelike sousie oor Ubuntu. Desmond Tutu het dit, wel, hy was die vader van hierdie ding in Suid-Afrika. Die Christelike versies bo oor Ubuntu. Ja, ek wil net duidelik maak dat Ubuntu is werklik nie 'n Christelike godsdienst, dis 'n aparte godsdienst naas die Christen. Ja, al sou mense sekere Bybelversies aanhaal en al sou hulle op sekere goeders Christelik klink, is die Ubuntu 'n vreemde godsdienst naas die Christendom en is 'n oer-Christelike, dis 'n oer-Afrika godsdienst. So, die kernwoord wat hulle sê, ek het nou maar my Zulu is bietjie verroes hierna staan met Drie se, ek het die apartheid net vir my tot so 3 Zulu gegee, so ek het nie Zulu in die video, ek het dit uitgehaal. So hulle sê, die meeste sê is, maar ek dink hulle vertaal het verkeerd, 'n mens word 'n mens deur 'n ander mens. Ek nou net hier stil staan en sê, ons glo, die mens is na die beeld van God gemaak. So al glo iemand nie in Christus nie, dan sal ons sê, hy is 'n mens, hy's net 'n ongelowige mens. Maar dis nie wat Ubuntu glo nie. Ubuntu glo, jy word 'n mens in die proses van jou verhouding met ander mense. Word ons mense. Baie prosesmatig. Is dit ook hulle ook 'n naam gee eers? Ja. Jy moet eers tevoorskyn tree. So die Afrika lewensfilosofie, hulle soek 'n ware Afrikanisiteit. Ons verskil 'n bietjie met hulle daaroor, want ons sal sê ons is grond. En dan verstaan ons almal wat ons bedoel. Die Engelsman kan nie verstaan wat hy sê. Maar ons verstaan wat ons sê. So daar's 'n affiniteit tussen ons en grond. Maar hulle soek 'n affiniteit en op 'n ander manier. Dit is wel ook grondmatig gebind, maar ten eerste in die groep. Die tweede een is hulle soek hulle identiteit en dan veral hulle menslikheid. Nou, filosofies onderskei mense tussen persoonheid en menslikheid. Hulle bedoel nie persoonheid nie. So wat ek daarmee bedoel is dalk die maklikste as jy op YouTube kyk, dan kyk jy partykeer hierdie slangdanse of hierdie rietdanse. Wat die groep gaan, hulle gaan amper so in 'n trance en dan word al daai dansers word een ding. Jy kan dit sommer sien ook. Verstaan dit? So die individu gaan totaal op in die groep. Dis 'n bietjie vir ons vreemd, maar dis regtig wat Ubuntu glo. Ubuntu glo nie daar's boom en bos nie. Hulle glo 'n boom kan eers 'n boom word as hy in die bos is. Daar is nie 'n aparte boom nie. Hulle bereken dit nie. So, daar was 3 fases. Hulle het hierdie mite, hulle het nie 'n paradysverhaal nie, hoor. Hulle het geen tuinverhaal nie. Daar's nou 'n hele aparte storie oor watter kulture het tuin en dan veral die paradysverhaal. Kulture wat die tuin het, lyk baie anderster as kulture wat nie tuin het. Nou, die Ubuntu het nie 'n tuin nie. Maar hulle het hierdie goue era, orde en harmonie. Die Bushmans het hier rondgeloop en niemand het dit doodgemaak nie en daar was geen slawehandel nie. En dit was wonderlik. Hulle praat nou nog so met ons, verstaan, net voor die moeilikheid het gekom toe Jan stop. So dis 'n mite. Ons het die paradysverhaal wat ook geskiedenis is vir ons, maar hulle dis histories was alles in harmonie geweest. Alles was perfek goed. Dan die koloniale era en ek wil nie onsensitief klink nie, want ek kan nie die diepte verwoord oor hoe geweldig hulle dit beleef het nie. Ons kan wel in gesprek en verhouding tree met hulle ten opsigte van ons belewenis van dieselfde empire wat ons gestamp het. Iets van dit, maar ons het dit ook as 'n eksistensiële, het ook as 'n godsdienstige krisis beleef. Hoe kan die Here dit toelaat? Het die Here ons gelos? Het die Here ons gestraf? Is ons vir ewig daarmee heen? Is dit godsdienstige vrae daarmee gehad? Hulle het dit ook daarmee beleef, maar hulle het dit beleef dan as 'n direkte aanranding, verwoesting van hulle menswaardigheid.
So hulle is ontmens nie. En ons westerse manier sal sê jy is nie menswaardig behandel nie. Dit is baie lig gestel teenoor wat hulle bedoel. Hulle bedoel letterlik hulle is ontmens. Hierdie geweldige aanval en wat hulle ook al beleef het, is ontmenslikheid. So hulle bedoel dit nie persoonsmatig in hulle geskiedenis nie, hulle bedoel dit in die menslike kollektiewe belewings. Ontologies. Ja, hulle bedoel dit ontologies, ja. Dit sal amper iets wees soos wat ons dit sou beskryf as klomp demone het in jou ingegaan. Dit is gewigswaarde. Sal dit vir ons, dis wat hulle voel. Daai geweldige karakteraanval. Dit is gemaak wat hulle nie is nie. Hulle was eers baie oulik en reg en goed en ordelik toe kom hierdie tyd. En nou die derde punt, en dis nou die een waarmee ons nou te doen het, is die herstel en die herwin van die tradisionele identiteit. Nou, die natuur en die kultuur is bietjie anders as wat ons te beleef. Ek gaan dit bietjie oorslaan, want van ons goed kom ooreen met hulle sin, maar dis nie vir vandag se gesprek so belangrik nie, of dit van die alles net baie nader ook aan die grond, maar ons verstaan daai deel. Goed, maar nou die belangrike punt waar ons en die Ubuntu's mekaar myle mis, is dat in die westerse beskawing is môre en tydsbeskouing fundamenteel bepaal deur die wederkoms van Christus se verwagting. Dit is fundamenteel deel van ons. Ons kom nie eens meer agter nie. Die feit dat ons betyds wil wees, as jy mooi terugvoer sê ons, jy moet jou werk klaar kry vir Christus kom. Vir dit nou baie eenvoudig, maar dis basies wat die westerse kultuur. Daai hele storie van Afrika tyd, al daai grappietjies en goeie sit, kom terug na hierdie. Nou, die Ubuntu mense het nie 'n toekomsverwagting soos ons dit het nie. Nie naaste by nie. Glad nie. Vir hulle toekoms lê agter hulle. Ons het so 'n bietjie 'n suspisie teenoor wat agter ons lê. Moenie nou nie te tradisioneel wees nie, of al sulke goed. Maar of gister is verby, vergewe en vergeet, dan gaan nou aan, ons sal sulke goed sê. Vir hulle is die sentrum van hulle bestaan lê agter hulle, want die Unkulu lê daar, die groot mense lê daar. Die voorgeslag, die voorvaders lê daar. En die voorvaders is nie dood nie, hulle het net in 'n ander bestaansmanier ingegaan, na die eintlike bestaan toe. So, in terme van wat ons nou sou beskryf van jy gaan hemel toe, hulle gebruik nou nie woord hemel nie, maar hulle bedoel jy het opgegradeer agtertoe. Dit is so hulle ding. Goed. Dit is verskriklik belangrik vir ons om dit te verstaan. Omdat die animisme, die voorvader aanbidding, en die sendelinge en die swart Christene sal dit vir jou sê, is 'n geweldige probleem nogtans. Dat is hierdie twee godsdienste wat vermeng met mekaar. Nou die egte Ubuntu glo in voorvader aanbidding. Hulle sê hulle aanbid hulle nie, maar hulle gesels nog met hulle. Hulle gee hulle nog respek en eer. En goed, ons as Christene sê nee, Here sê dit glad nie doen nie. Hulle leef nie so, as jy by die graf kom, sal hy nog 'n bietjie bier gooi en sal ietsie gooi daar en sê met hulle gesels. Ek het nou ongelukkig nou nie vanmiddag by my nie, maar rukkie terug toe die sikloon van deur Mosambiek gekom het. En toe Eskom se krag af is. Toe president Ramaphosa, as hy Engels praat, dan praat hy westerse goeders van die krag is af. Maar as hy in een van die swart tale praat, dan sê hy vir hulle, hierdie goed kom oor ons, want die voorvaders is kwaad tot die grond. So wat ek probeer sê is, daar's 'n godsdienstige gesprek van hoe goeders verklaar word, wat nie noodwendig deurkom in die westerse tale soos wat ons dit verstaan. Of selfs in die begrippe apparaat soos wat hulle gebruik van die polisieman vang jou in die wet. Hulle verstaan al daai goeders, maar daar's 'n ander gewig wat hulle daaraan gee. So, nou die tweede belangrike punt, en dit is hoekom dit so belangrik is om te verstaan, wat bedoel hulle as hulle vir jou sê, jy het verraad teen die nasiestaat gepleeg. Dan klink dit asof mens net in legalistiese terme praat, in legal terms praat. Want hoogverraad is 'n wetsterm. Maar hulle bedoel dit nie.
Hulle bedoel dit as 'n godsdienstige, waarvan een van die maniere hoe hulle dit kan aanspreek, die staatsapparatuur van die wette is. Dis een van die opsies, nie al die opsies nie. So, hulle glo die lewe is 'n eenheid. En daar's net soveel energie. Daar's net soveel lewe. So ons gaan nou byvoorbeeld sê Christus is die lewe en jy deel aan die lewe en al daai goed. Ons het 'n lineêre siening van Christus kom weer al daai. Hulle glo in 'n sirkel, maar die sirkel draai agtertoe. Daai wat is daai fliek met daai leeuetjie? Wat daai Lion King, Circle of Life. Hulle glo nie. Hy draai so terug. Maar die toekoms lê agter jou. Dan, ek hoef nie baie te sê oor transformasie en reformatie nie, hulle transformeer, hulle doen nie reformatie. Dan die Afrika communitarisme is iets soos communisme, maar dis die Nkonyama Trust, die koning het die grond, hy is net nie trusteer van die grond. Nou ons verstaan iets uit ons geskiedenis, ons verstaan nou 'n volk met grond hê, maar hulle is amper dieselfde manier. Dan die sikliese herhaling het ek van gepraat, en dan die belangrike een, en ek kan nie beklemtoon hoe belangrik die is nie, is dat hulle 'n ander begrip het van versoening as ons. Die een belangrike punt wat hulle uitlig is rehabilitasie. En kort sê hulle vir ons, julle het uit rehab gekom en julle is dieselfde. En julle is dieselfde. So, hy sê, ons gaan julle nou weer nooi na 'n nasionale gesprek toe en daar is 'n stoel vir julle, maar ons sê nou vir julle voor die tyd, wat ons vir julle in 94 gesê, julle moet rehabiliteer. Jy moet heroriënteer plekmatig om in te pas. Ons gaan julle weer 'n kans gee. So, in kort sê hulle dis, ons is die goeie mense, hulle beskou hulle self ook as die egte mense, ek sal net wys hoe praat hulle oor ons. Ons is die egte mense, en ons het in hierdie lewensiklus deel, en daai siklus is aangeval deur die kolonialisme, julle het ons lewensaar weggesny, ons het amper doodgebloei, maar toe het ons 'n verbond met mekaar gemaak, of 'n ooreenkoms met mekaar gemaak, ons het gestry, ons het oorwin, en toe was ons goed om te sê, ons maak julle nie dood nie, ons gaan julle rehabiliteer. Tutu het 'n baie belangrike rol gespeel, Mandela het 'n belangrike rol gespeel, maar hierdie ding kom formeel akademies kom dit van Tutu af, die Ubuntu. Maar ons was goed om julle so te hanteer, ons het hulle kans gegee om in te koop in die lewe in. Ons het julle kans gegee om mense te word. Maar julle moet bewys dat julle mense is. Wat sou 'n verwagting wees van die menswording? Ja, jy moet hulle praat van 'n transactional sacrifice. Jy moet die land offer, dan sal ons jou laat mens wees. So waar ons glo Christus is die offer, en Christus was in ons plek, en ek bind deur die Gees in geloof in Christus, en Christus maak alles wat sleg is weg, en hy laat my in 'n nuwe lewe opstaan, praat hulle dieselfde taal van rehabilitation, new life, hulle praat al daai goeders, maar hulle bedoel in daai lewensiklus inkom. So as hy praat the will of the majority of the people, is dit godsdienstige wys aan wat ons sê die wil van God. Dit is so swaar vir hulle. Dis nie hoe soveel mense het gestem vir die ANC nie. Dis nie wat hulle bedoel nie. Dis 'n godsdienstige religieuse begrip. So versoening is omruiling. Hulle vra vir jou, wat gaan jy bring? As hulle begrafnis hou, dan kom hulle sê, ek huil soveel. Gee iets. Nou, dat is ongelukkig ook die punt, ek het dit nou nie gespeel nie, maar as julle die weer gaan luister na Mufamadi, dan sê hy, they must either, en dan sê hy, hulle moet op hierdie nonsens ding, maar hy sê nooit die oor nie. Hy sê dit nie. Ek het min kere gekry, wel ek kry dit nie dat hulle dit voor die tyd sê. Waar jy daai ander of kry, is nadat daar massamoorde gepleeg is. Dan kom hulle uit en vra, wat het hier gebeur? En sê hulle, daar was gif in die bloed.
moet uitgesny word. So ek wil een voorbeeld noem, voor ek nou weer teruggaan, en dit is die Guguruhundi moorde in 1983 tot 87. Dit is toe Mugabe, weet nou vir 10 of 20.000 Noord-Koreane ingevlieg het, en hulle daar duisende Shonas doodgemaak, Matabele's doodgemaak. Daai woord beteken die reën wat die gemors weg was. Nou dis eintlik maar wat ek bedoel met hulle glo in bloedvloei. So jy moet dit skoonmaak, jy moet die wond skoonmaak. Anderster gaan jy self dood. So onthou nou wat ek sê, dis 'n lewenseenheid. Jy kan nie die dood by jou hou nie, want dan gaan jy self dood. Dis amper soos wat ons oor kangarien glo. Dis wat hulle, dis daai wat hulle bedoel. So, die versoening moet iets wees. Dan moet hulle glo nie in wraak nie. Hulle sê, hier is nie wraak nie. Nie oog vir 'n oog nie. Hierdie is selfbeskerming. Dit is behoud van die lewe. Goed, in die nasie menslikheid, ek het dit gesê. Goed. Nou, omdat ons nie, ek is nie hulle taal magtig nie, so ek lees dit maar in vertaling. Hulle maak 'n onderskeid tussen Abantu en Abelungu. Nou jy kry met verskillende tale, ek het nou maar die Zulu woord of die ander woord is Umhlungu, maar ek sê dit, ek is nie die taal magtig nie. Maar die een woord beteken die mense, bedoelende die egte regte mense, daai wat in die lewenssiklus deel. Mense wat mens word deur ander mense, dit sê hulle is Abantu. Ons voorouers het nou die woord Bantu daarby gekry, want hulle het hulle gevra wie is julle, dan sê hulle ons is die Abantu. Ons is die mense. Maar hulle het 'n ander woord wat eers begin het met die koloniale tydperk toe hulle wit mense begin sien het. En hulle noem hulle die Abelungu, wat in sy etymologiese woord beteken die wit skyn van die see. En dit is nie vermengbaar met Abantu nie. So dit is uitsluitend uit mekaar uit. 'n Abelungu kan wel Abantu word, maar dan moet daar iets wees, dan moet dit heilig wees. So ek gaan net hierdie sinnetjie lees van die ou wat, hierdie ou het hy is tans besig met sy doktorsgraad in Harvard. Hy is 'n Ubuntu ou, so hy verduidelik jou van binne af wat sê hulle. Ek lees dit net gou vir ons. Given white South Africa's unjust historic land conquest and continuing relations of dispossession, it is unsurprising that black people of the land, that is we, do not consider white people to be Abantu. Instead, they are Abelungu. After the negotiated settlement secured black political rights with the protection of white property rights, the Promotion of National Unity and Reconciliation Act mandated the creation of the TRC, die Waarheids- en Versoeningskommissie. Without the mandate to write the historic conquest of the land and people, Tutu's impossible task was to wield Ubuntu to reconcile, as versoen, the conflicting worlds of Abantu and Abelungu into a nation of what he called the rainbow people of God. So vir hulle is die 94 wonderwerk so groot wonderwerk, hulle het nie mense gemaak. As black people we ask, what are you atoning with? Nou in Engels woord dis atonement, dit is versoening. Wat bring jy as dis die woord wat ons vir Christus se versoeningsoffer gebruik is atoning. Hulle vra vir ons daai diep religieuse vraag. What are you atoning with? Julle is Abelungu, julle is die wit seeskyn en julle het ons lewe inherent kom verfyn. So omdat dit 'n lewenseenheid is, as daai ou as Barend Uys vir jou sê, die ou, die
koning, Piltry het dit gedoen. Hy het die koning met 'n sambok geslaan in Pretoria. Baie vernederend oor die nog aan hitbelasting. Sy kan nie met doen. Dan sê daai kleinseun van hom of agterkleinseun vir Baar, jy het my geslaan. Ons moet dit baie goed verstaan omdat dit 'n lewensiklus is. As Mufamadi sê, it is resurrecting the past atrocities. Dan bedoel hy nie, jy het my ouma met die kar omgery nie, hy bedoel, jy ry my met die kar om. Jy doen dit weer. Dit is soos belewende trauma in realiteit. Hulle dink glad nie histories soos ons oor dit, want sê, ag, los dit nou, dis 40 jaar terug. So die taxi-oorloë, of dat hulle partykeer dan breek haar geveg uit, dan sê hulle nie, maar in die 1820s het hierdie ou gedit, nee, dis hierdie storie. Ons verstaan nie, ek gaan nie nou vir Prins Charles iets aandoen omdat hy Pieter Tief se kerkgebou afgebrand het. Ubuntu beleef dit nie so. Dit is jy doen dit nou. Die enigste manier om dit uit te klaar is dan met vergifnis, wat bring jy? Dan Ubuntu demands costly forgiveness, wat ons sê Christus is. You cannot receive forgiveness without giving something up as an act of your contrition. As jou daad van bekering en berou, moet jy hierdie gee. As jy dit nie gee nie, is jy kangereen in my lewe. For white South Africans to no longer be Abelungu, settlers in Africa, maar settlers in Africa is 'n baie ligte vertaling van wat Abelungu bedoel. En to become a Bantu people of Africa, they would have to restore that which made them settlers in the first place, the land. Restoration of the land would begin the national process of restoring relationship through reparations among Ubuntu and Abalangu. White South Africans, what are you atoning with? So die national dialogue wat hulle oproep, is nie 1994 merk 2 nie. Dit is nie Kempton Park weer nie. Dit sê ons het lank gewag, wat bring julle? Goed, ons verskil, en ek is amper klaar. Ons verskil is, ons glo die mens is na die beeld van God gemaak. Ek het nou nie oor die verbond gepraat nie, maar ons glo die boom in die bos, nie net die bos nie. Dan herlewing, ons glo nie in herdoding nie, hulle glo in herdoding. En dan rehabilitasie, herdoding, so as hy nou doodmaak vir 'n ding wat laas gebeur het, dan is dit eintlik maar net 'n regmerkie langs sy naam dat hy geweldige geduld toegepas het. Want dit moes eintlik al plaasvind. Goed, nou ek sluit af. Suid-Afrikaners of Suid-Afrikanisme as nasiebou en die Afrikaner vryheid, is dit insluitend of uitsluitend? Na die tektoniese skuif is dit uitsluitend. Die Afrikaners, die botmoment, dis my eie interpretasie, is dat die derde vryheidsstryd het begin. Ek noem dit nie 'n oorlog nie, maar ek noem dit 'n stryd, maar hy het begin en ons gaan die konsekwensies van dit moet verreken. Dit gaan 'n lang stryd wees en dit gaan anderster wees as tot en met November 2024. So, ons is in 'n heeltemal ander epok. Goed, jy kry nou die Anton van Niekerk met die 2 linkerhande, wat nou weer vir my die konstitusionele goedjies van die reënboognasie opneem. Julle kan dit maar sien. Ons gaan ook weer baie die joiners het ook kinders gehad, so ons gaan dit weer sien. Ons wat selfs met 'n laafvlak van burgeroorlog gaan toon dat hulle Suid-Afrikaans wil wees en nie Afrikaner vryheid wil hê. Hulle gaan dit met geweld wys. Ons gaan in daai ingaan. En dan die kulturele een, die multi-identiteite een, ek kan 'n Afrikaner wees binne die Suid-Afrikanisme. Ek persoonlik meen dit het tot 'n einde gekom. Dit is nie meer realisties om te sê. En dan
En dis wat ek nou maar wenke noem, ek wag nou maar 'n bietjie, vat dit maar of los dit maar. Die Afrikaner verklaring in artikel 8 maak wel die territoriale moontlikheid oop as een van die hanterings. Die stelling wat ek wil maak is, ons gaan moet besef, jy gaan nie kan onttrek aan die Suid-Afrikaner van jou uitskop, maar jy kan ook onttrek. Want dit is basies die keuse wat jy het. As jy inbly, gaan jy nie weer 'n Afrikaner kan bly. Dit is, so as jy nie Afrikaner wil wees nie, kan jy in die Suid-Afrikanisme opgaan, hulle sal jou vat. Dan moet jy daai goeders doen. As jy Afrikaner wil bly binne jou historiese konteks soos jy jouself verstaan, en dan ek ook as Christen of Protestant, is Suid-Afrikanisme uitsluitend van Afrikaner vry. So die nuwe epog is, dink ek, dis die stelreël. Dan gaan ons moet begin dink aan 'n post-RSA betekenis. Hy gaan of stadig ontbind soos kangareen, of in krygsjare omslaan, of in 'n polisiestaat, of in federale onderhandeling wat die mooi opsien is. Wat nou in die tweede in hierdie nuwe epog na vore gaan tree, dis maar wat Paul Creer vir die koningin gesê het, vir koningin Victoria, jy kan nie met jou staatssoewereiniteit vir my sê wie ek as volk. Nou, ons het baie mooi woordjies gebruik vir dit tans met gemeenskap en wat en so, maar ons bedoel volkssoewereiniteit. Dis wat ons sê. So my eie definisie van vryheid is om werklik God te mag aanbid met die vryheid wat ek in Christus het, om die besluite wat ek geneem het pligmatig te kan uitvoer. Dis wat ek bedoel. Ek bedoel dit nie in die Aristoteliaanse sin dat dit net vry van dwang is. Jy kan lang onvry wees met die Aristoteliaanse siening van vryheid. Iemand doen niets teen nie, maar dis ook nie ons historiese wortels. Ons historiese wortels is die vryheid in Christus wat pligmatig uitgevoer. Die besluite kan neem as gemeenskap en dit doen. So ons het 'n situasie ingegaan waar ons nou volkssoewereiniteit wil hê of nie. Verstaan, jy kan nie altyd hê nie. So en dis 'n inhoudelike volksgesprek wat ons gaan hê. Ek dink ons het hom al reeds ver gevat, want ons het nou besluit ons wil kultureel dit wees. Maar jy kan nie daai kulturele gesprek hê, as jy binne die Hofmeyer-lyn sê, ek gaan dit nog onder Suid-Afrikanisme maak nie. Na die botmoment is daai opsie nie meer oop. En dan die laaste een, ek dink bewoon en bewerk moet in balans met mekaar wees, en ons moet 'n nuwe gemeenskaps- of volksfederalisme vestig. Ek is nou terug by, laaste minuut. Ek het net woordjies neergeskryf wat Mofomadi gesê het. As hy bedoel bestry, bedoel hy, as hulle sê hoogverraad, bedoel hy dit godsdienstig. Hy bedoel nie dit konstitusioneel legalisties nie. Hy praat van resusciteit, hostilities of the past, ek het daaroor gepraat. Hy praat van die fringe group, daar's geen onderskeid, sê na die hele onderhoud luister, daar's geen onderskeid hoegenaamd tussen Afriforum, Orania en Solidariteit, dieselfde ding as Afrikaner. Geen onderskeid nie. New Society, ons het gepraat, retreat in themselves, ek wil net praat oor hunger, the hunger grows with their eating. As jy hoe meer hulle eet, hoe hongerder word hierdie ouens, nie? Wat hy nie sê nie, hy bedoel, hulle eet my hand op. En wragtig, hoe meer hulle my eet, hoe hongerder word hulle. So hulle eet vinnig. Dit moet nou stop. Ons gaan nie dit wil trek. Goed, ek is klaar. En dan vraag, ekskuus. Dankie, Wikus. Ja. Is dit nie in 'n mate hoe ons ook sien hoe die rassewetgewing ons eintlik begin verstikkend is? Presies dit. Ons nie. Dit is omdat dit Ubuntu is, ja. So hy bedoel, dit is een van sy maniere hoe hy dit doen. Hulle het dit openlik gesê. Hulle sê hulle gaan die staatsmeganisme gebruik om Ubuntu te vestig, maar dit beteken hierdie ouens moet reg op weg. Dit is basies waarop dit neer. En nou is dit baie erg as jy ons gaan dit plat, maar jy kan net so verraad. Dit is presies wat hulle bedoel. So hulle is net so geskok oor die straat, want hulle het gedag wat 3,5 dekades verloop. Nooit goed gebeur, hulle het dit gedink.
Hulle gaan nou dat oor Ubuntu. En ek vra die konsep van gelykheid en van sosialisme. Dit is maar vir my dieselfde ding, gelykheid in sin van gelykheid. Afrika sosialisme verskil van marxistiese sosialisme, want dit het nie 'n klasse inhoud nie. Dit is maar die land is een groot huisgesin. Ja, en as jy een groot huisgesin is dit nie reg dat een persoon meer het as die ander. Ja, dat die een kind, as mens daar sy siek is, tot dokter gaan sien en die ander kind moet daar by die kliniek sit en dan na ry wag. So ek wil net weer die Afrika verband tussen Afrika sosialisme en dit is 'n ekonomiese uitlewing van dit. Ja. So ek vermoed dat hulle in die middelkoloniale tydperk die kommunisme en die marxistiese ideologie gebruik het, omdat dit was die ouens wat hulle ondersteun het, maar hulle het 'n dieper godsdienstige motief daarin gelees meer as wat die marxisme is ook 'n godsdienst, maar hulle is nie so materialisties soos die marxiste nie. Die marxiste glo nie in gees nie. Terwyl Ubuntu werklik in gees glo, jy word deel van die groter gees of die geeste agter dit. Daar's ook 'n baie belangrike vaderlike figuur in die Afrika ding. Ek dink ons het al 'n bietjie oor daai begrip van wie is die vader van die nasie. Ja. Nee, dit het ook 'n baie diep invloed. So as die vader van die nasie, ek dink mense het dit gesien met toe Ramaphosa vir die volk daai gesinsgoed gehou het het hy gesê ons gaan nou ons huis gaan nou praat. Dan tree hy op as vader van die nasie. Met ander woorde, hy's nou die pa, het nou gepraat, nou moet die kinders moet nou luister. Dit is 'n baie diep. Ja. Kyk byvoorbeeld as jy nou as hulle op 6 Januarie as hulle 'n nuwe NEC verkies nie, hulle wys dit nie altyd nie, maar ek het dit nou vorige jaar. Dan gaan die hele uitvoerende komitee van die as jy 'n nuwe lid is, dan gaan hulle na die grafte toe van die vorige ouens toe hulle voer ritueel daar uit. Ramaphosa het dit 2-3 jaar terug gedoen. Hulle doen dit regtig oor hierdie koneksie. So die punt is wat ek net probeer sê is die groot gat wat ek sien of die sleelstroom wat ek sien is ons sê vir hulle, jong, ons is eintlik ook slagoffers, julle moet ons baie menslik behandel. Hulle sê ons het nou so baie afgestaan aan menslikheid, nie aan mag of baas. Ons praat dus in hopeloos verby. Ja, because ek wonder net hoe groot moet hierdie offer dan nou wees? Bedoelende, ons gee reg die mense daar by Afrikaanse skole, ek sê dis reg. Ja. Wat nou maar Afrikaanse skole, ons sal nou maar ook koloniale Engels en Hulle bedoel. dit gaan nie bepaal nie. Ons weet dit. Hulle wat ons sê, offers is eintlik, hulle is nooit versadig. Ja, maar dis hoekom hy sê eating. Verstaan? Jy verstaan dit 100% reg. Verstaan, ons sê omdat ons 'n identiteit in Christus het, wil ek nie in daai ding opgaan nie, want dit is my vreemde goed. Hulle sê jy is die vreemdeling, jy is die wit skyn van die see, so jy moet wys dat jy by ons inpas en dis the majority of the people. En julle het ooreengekom in 94 ons gaan dit doen. Nou wat praat julle dan? Ons sê julle het 94 verbreek met Bella, hulle sê ons het nog nie eens begin nie. Daar's 'n rede hoekom Ramaphosa dit so vinnig na mekaar geteken. Dis vir een en dieselfde ding. Bella en onteiening is om dieselfde uitvoering. Want hy sien dit in 'n pak. Ja, maar dit kan nie ophou nie. Verstaan jy? Die punt is net dis is skrikwekkend van die ding. So ons daar is nie jy kan daai wolf nie jy kan hom nie voer nie. Ja, so dis soos die raak, hulle het nie uitlaat. Ja. Hulle word eintlik nie versadig vir die ding. Ons weet dit omdat ons bedink ons dink net oor klomp goed anders. Verstaan ons byvoorbeeld oor die lewe is nie geslote nie. Ons dink God se guns is groot en daar's altyd dan kom nog kinders kom die Here sal nog gee. Dis dan ons het 'n oop siening van goed. By hulle is dit daar's net soveel in die pad. Daar's 'n skaarste. Daar's net en ons sirkuleer dit as ek nie die taxi lyn ry nie dan jy ry hom dan vat jy my goed. Maar jy tap my die bloed. Dit is hoekom hulle so maklik gebou. Dis presies die rede. Ek vir die een is net sinkretisme.
jy kry die geloofsvermenging, Ja. hier is 1 minuut. Die godsdienstige geloof, maar die Ubuntu geloof, Ja. maar ook ideologie. Ja. Maar dan kry jy ook, en ja, dis my een vraag net oor sinkretisme, dan die tweede een gaan net oor, die feit is net, hulle sukkel om hierdie ding te verwerk, dat hulle nou baie steun verloor. Hulle weet glad nie om dit te hanteer. En so daar's 'n groter gaping tussen wat die in 'n groeiende gaping tussen wat die regering wil doen en wat die staat kan. Ja. So hulle wil al hierdie goed doen, maar hulle kan nie. Ek dink die eerste vraag is die sinkretisme, daar's 'n naammaak deel in die sin dat hulle misbruik die Christelike klank net omdat dit so lank deel van die bord was. Maar jy kry dan ook iets soos egte sinkretisme. Barend Uys verwys daarna toe en sê as ek my lyn nou terug draai tot in die 3de eeu daar by die Germane, dan gaan jy heel waarskynlik ook 'n vorm van sinkretisme tussen regte glo in Christus en die boomgode kry. Verstaan so en ek dink Barend Uys maak 'n geldige punt daarvoor om te sê daar is regtig so iets soos sinkretisme wat die heiliging van die samelewing nog nie plaasgevind het. Ek is van mening dat ons in 'n groot mate met die leierskap van die ander kant met 'n naammaak te doen het. Die tweede vraag flip is dat wat mens nie verreken nie is dat hulle werklik bang is vir straf van die voorvaders af. So daar is 'n reële moontlikheid dat hulle die verlies aan steen vertaal. Dit is omdat die land nog nie terug is. Want daar's 'n die voorvaders hou nie van hierdie storie. So hulle het so half, julle was amper te geduldig geweest. Kyk, die land is nog nie herstel nie, die ding is nog nie. Ek sê dit op 'n raaiskoot. Ek het dit nou nie ergens al raak gelees nie, maar ek het wel die uitspraak van Ramaphosa wat 'n westers intelligente mens kan ook as voorkom. Maar as hy praat, dan sê hy, Eskom se krag is af, want dit is sikloon gekom, want die weer is die mekaar, want die voorvaders het die mekaar gekrap en te waar die paal op. Dit is my nie eens naaste my aanvaarbaar, ek kan nie, ek het so blokkie. Maar daar's 'n diep godsdienstige ding dat hulle glo hulle word gestraf oor goed. So dit, sê maar goed soos vigs of so hierdie reëles, kyk jy kry by Mobutu Sese Seko, net voor hy sy mag verloor, want hy het dieselfde Ubuntu ding gedoen, maar in sy persoon, hy het hom in sy persoon aanpak. Maar dan hoe meer hy mag verloor, hoe meer kom selfs mense offers en goeders na voor. Dis baie erg wat as hulle dan begin dink hierdie geeste is teen ons, weet, oor goeders wat ons ooreengekom het. En dit maak dan 'n geprojekteerde haat los wat ek as Christen glo ook 'n demoniese werk is. Dat die demone ook dan regtig die mense so te mekaar maak. Chaos. Goed, Ronald, jy kan jou luidspreker sit en dan hoor ons graag jou vraag. Baie dankie. My vraag gaan oor die spesifieke snit tussen 7 minute 30 tot 8 minute 30 van Mufamadi se gesprek op Newsroom Africa. En as julle daarna luister, dis myns insiens een van die ergste dreigemente wat ek in 'n baie lang tyd gehoor het, want hy het gesê hierdie minderheid maak geraas. En wanneer die meerderheid voel dat die regering nie sterk genoeg optree teen hierdie gewoonte misdadigers wat so aanhou geraas maak nie, sê hy dat dit gaan konsekwensies hê wat 'n aaklig is om eers te bedink. Met ander woorde, dis 'n baie ernstige dreigement. Nou wil ek net hoor, dink julle dit is 'n politieke uitspraak, speel hy vir sy basis? Of is dit Ubuntu taal? Met ander woorde, hoe moet ons interpreteer wat hy daar gesê het? Dankie, Ronald. Ek dink mens moet dit opneem as 'n kombinasie van beide. Dan moes dit, want dit was 'n opname maandag en
en naweek was daar goeders wat almal verwag het moes gebeur wat nou nie gebeur het nou met die besluit verduidelik word. So ek dink daar's definitief 'n deel van speel vir die politieke paviljoen. Maar ek moet ook sê dat hierdie uitspraak pas ook binne die godsdienstige raamwerk wat jy daarop pas. Dit pas ook daarop. Sê ons moenie daar gaan nie. So ek koppel daai uitspraak en die heruitnodiging na die nasionale dialoog is nie 'n Duinouwe praat nie. Ek sien dit glad nie dat dit 'n Duinouwe praat is 'n 94 Kempton Park merk 2 nie. Ons het nou mags verloor, nou ons weer nie praat herbedinge-bedeling. Ek sien dit glad nie so nie. Ek sien dit van 'n Ubuntu. So ek gaan jou weer roep en dis vermaaning, hoekom maak jy so? Dis hoe ek dit lees. So ook die nasionale regering van gaan nie bepaal hoe hulle optree nie, want hulle het 'n bepaalde optrede wat hulle self. Dis nie so sekerlik nie so waterdig geskei nie. Daar is natuurlik hulle het ook die politieke voetwerk. Hulle is ook nie pampoene nie. Dan hulle het ook die politieke werklikheid waarmee hulle deel. Wat ek vanmiddag net probeer oopmaak het is dat alle optrede is religieus bepaal. Alle goeders het godsdienst agter hulle en ons moet ook hierdie godsdienstige optrede van Ubuntu verreken wanneer ons as in die politiek, dis nie net suiwer politiek Nie die westerse. moenie dit projekteer nie, daar's ander goeders wat ons Goed, ons moet nou 'n bietjie begin klaar raak. Alraai, kom ons Adie en dan gaan ons vir Leon die laaste vraag. Ek wonder net verklare mens ons het die verknogtheid aan die nasiestaat. Wat jy byvoorbeeld in die onderhoud op onderliggend aan hierdie beskuldigingsverhaal is hierdie idee dat die nasiestaat Dis beide, dit is 'n magsinstrument. Dan wil hulle verstaan wat is nasiestaat, dan doen dit 'n kragtige monster, hulle dit is 'n sterk. Maar dit is ook godsdienstig bedoel. Dis eintlik wat ek probeer sê vandag. So as jy hom vanuit die Freedom Charter af kyk, dan sien jy maar dit is 'n staatsinstrument, maar dis nie al wat speel nie. Daar's ook 'n godsdienstige inkleding van dit. Dis hoe ek dit lees. Goed, laaste vraag, ja. Is dit so dat met Ubuntu ook bedoel word dat slegs 'n blanke persoon kan rassisties wees? Dis wat ons omdat dit is wat ons so stupid vind, dat ons sê alle westerse logika skree daarop. Terwyl hulle handhaaf die standpunt 'n swart mens kan nie rassisties wees nie. En dis 'n Ubuntu stelling want hy's Abantu. Hy's nie Mhlungu nie. Ja, maar dan kan dit tegnies geen blanke persoon kan Ubuntu hê. Nee, hulle sê jy kan wel as jy wat bring jy. En wat jy moet bring is die grond waaroor ons praat. Ja, so hulle praat slagoffer. Die vraag is net waar gaan die slag dan plaas? Gaan dit wees dat jy dit erken dan neem ons jou op of gaan met daardie bloed laat? Dis wat hulle is. Godsdienst. Goed, baie dankie Wikus. Goed, Kan jy sê dit was nou 'n lekker gesprek? dit was nie, dit is my dis besonder nie vir my lekker nie, want dit is regtig aktuele goeders en ek probeer met my gawes en siening probeer ek regtig die seestrome probeer aantoon. Ek dink ons moet bidden regtig bly. Ons moet in die besonder ook verootmoedig in hierdie dae dat ons voorouers was baie daar dat sê as die Here ons die bewaar. Persoonlik dink ek ons is nou op 'n plek waar ons nog nie was. Ons is op baie regtig. Baie dankie julle en dankie vir die tyd. Sterkte en seën. Genei. Dit is van die Afrikaans dat net is baie lank. Julle het 'n lekker naweek en ons dink besonder aan julle in hierdie moeilike tyd. So mag die Here julle wysheid gee. Sterkte, seën, mooi naweek. So julle kan nou moet ons hier af